ja? So hierdie is maar die middel van die dorp. Okay. So dit is maar die middel van die dorp. Topaas, topaz, seker, né? Ja, topaas, ja. Hierdie is alles olyfbome hier aan die voorkant. Ja, soos jy kan sien, daar's nie baie heininge nie, dit is alles om buurmanskap te bevorder. So ons wil hê dit moet 'n oop stelsel wees en mense moet mekaar groet en vriendelik wees, buurmanskap te bevorder. Ja, aan die regterkant, ekskuus ek het nou so 'n bietjie snaaks vir jou, ek gaan so 'n bietjie outer toe, gaan jy sien. Hierdie trappe wat hier opgaan, dit is deur Tannie Cornelie Holm gedoen. So sy's 'n bekende kunstenaar in Suid-Afrika, sy woon ook hier in die dorp. So aan die onderkant kan jy sien, daar staan Orania. En dan is dit 'n boomstam wat opgaan met 4 vertakkings. Winter, somer, herfs en lente as jy hier verbeelding gebruik. Aan die linkerkant kan jy sien daar's 'n handreëling, aan die regterkant het hulle die handreëling afgesteel. Nee, hulle het nie regtig afgesteel nie. Daar is 'n hoekyster bo op die trappe, so jy kan jou fiets daar op met die 2 wiele daarin sit, dan kan jy hom op of afstoot. Dan hoef jy nie so te hop spinnekop met die trappe op en af. Slim. So hierdie is 'n kort paadjie daar na boontoe. Ek gaan nou daar verbyry, gaan ek jou wys waar is dit. As jy my 'n minuut kan gee, net ek wil opstap met. Ons kan ongelukkig, ek het nie weer 'n toer, ons gaan moet haastig wees. Ja, ons is al laat. Goed. Ekskuus, ja. Ja, ons kan terug. Dit is baie maklik om terug te kom. Ja, natuurlik. Aan die linkerkant noem ons dit die Alwynhuis. So dit is nie 'n galery of iets nie, is privaat mense se huis, hoor. So hierdie is maar die eienaars van die huis, die oom en tannie se kleinkinders is baie kunstig en ander kunstenaars van die dorp het hulle uitbeelding van 'n alwyn kom skilder in die Karoo landskap hier op die oom en tannie se huis. As 'n kat in die kombuis. Ja, en die deure staan oop. Die deure staan oop. Sal sien die fietsse, die mense los hulle fiets ook sommer op straat en so aan. Dis alles veiligheid, ja. So die van julle wat aan die Orania beweging behoort, daai R50 of R80 wat jy elke maand betaal, daar's baie projekte, ek gaan van die projekte vir julle wys wat die Orania beweging hanteer. So een van hulle is hier voor ons, dis Huis Nerina. So hierdie geboue is opgerig vir enkellopende moeders of enkellopende dames wat in Suid-Afrika, wat in Orania aankom en dan kan hulle hier gehelp word. So hulle kom hier aan, hulle is bietjie deur 'n swaar tyd en dan hier kan hulle gehelp word. So hulle kan behuising kry so, hulle kry dit nie gratis nie. Dan word vir hulle werk gesoek en dan word hulle so 'n bietjie geleentheid gegee, maar dan moet hulle hier betaal en hierdie is 'n afskopplekkie vir hulle om mee te begin. So terloops, ons werkloosheidssyfer is 0. So almal wat wil werk in Orania het 'n werk. Okay, soos hierdie vir enkellopende dames, is daar ook vir enkellopende mans. Hulle noem dit Elim. Hy's net aan die ander kant van die dorp. Ek weet nie hoekom hou hulle die twee so ver uit. En dan is daar ook Soedoring woonstelle, dis nou meer weer vir gesinnetjies wat hulle dan gehelp word. Alhoewel Orania nie 'n maatskaplike dorp is nie, ons gaan nie uit om maatskaplike gevalle te gaan ondersoek nie. Ons maatskaplike infrastruktuur kan dit net nie hanteer. Maar as iemand in die dorp kom, dan gooi ons hulle nie uit nie, ons probeer iemand help. So as jy 'n kansie kry, moet jy hier kom kyk. Dis ons nuwe Orania, die stadslied wat nou net geskryf is. Ons het 'n groot kompetisie laas jaar gehad. So al die grond wat jy aan die linkerkant sien, dit is nog alles reg vir uitbreiding. Onthou die hele toer is net in daai oorspronklike 400 hektaar. Hierdie is nog alles grond wat oop is. En ons is al 13.000 hektaar groot, Orania. Ander plase wat by ons ingelyf is. So dit is nie net omgrens dit by Orania nie. 20 km uit is daar ook grond wat by Orania ingelyf is en 30 km uit nooit gedagte is ook grond wat ingelyf is by Orania. En dit is plotte en plase en dan ook erwe op die rivierfronterwe, rivieroewererwe. Al hierdie huise wat jy aan die linkerkant sien, hierdie was 3 jaar terug nie hierson. Ek is self in die konstruksiebedryf, ons het self 2 huise hier gebou. So hierdie was 3 jaar terug was hier net bos. Dit gee jy net 'n idee hoe vinnig Orania groei. Ja. Wat is gemiddeld die prys van 'n plot? Okay, die erwe is so tussen 800 en R1,200 'n vierkante meter. Gemiddeld, né?
En dan geboude, of as jy moet bou, dan kos dit tussen 9.000 en 15.000 rand per vierkante meter. Dit hang maar af van die afwerking in die binnekant. Ja. Ja. So die huisies om jy 'n idee te gee is dan so tussen 1.2 en 1.6 miljoen rand. Ja, so dit is baie vergelyking met ander stede is ons maar op dieselfde prys en selfs baie keer 'n bietjie goedkoper. Ja. Maar in vergelyking met 'n plattelandse dorpie is ons redelik duur. Ja. Maar jy moet tog verstaan dat dit nie 'n plattelandse dorpie is in daai sin dat ons agteruit gaan nie. Ja, ons gaan vorentoe, ja. So ons gebruik nie SAPS in die dorp nie. Ja. Alhoewel ons nog steeds onder die jurisdiksie val van SAP Hopeton. Het ons eie veiligheidsmense en ons hanteer al ons goeder self intern. So as jy 'n probleempie het, dan kan jy dit gaan aangee by die dorpskantoor, hulle maak 'n saak oop en hulle kan dit ondersoek. So ons het ons eie ombudsmense hier en dan ons eie veiligheidsmense ook. Dit is hulle gebouetjie hierdie. Veiligheidsgebouetjie, ja. So ons het 5 uniform draande personeel wat na ons dag tot dag se polisieering kyk en dan ook kyk na ons verkeersreëls, ons padreëls. Maar van daai 5 is daar altyd een wat op verlof is of so en dan van die 4 wat oor is, werk hulle nog skofte ook. So daar's gewoonlik net 1 of 2 wat aan diens is. So dit gee 'n idee van hoe verskriklik hoog die misdaad teenoor ons is. Ja, dis nogal ernstig. Ja, aan die Dis linkerkant baie is erg. ons helikopter landingsstrook. So as daar nou 'n mediese geval is wat ons nie kan hanteer nie, dan kan die persoon dan hier opgelig word en dan die nodige mediese behandeling gegee word. Hierdie is dan ons hospitaaltjie, is 24 uur ongevalle. So is 'n klein hospitaaltjie, maar hy het 'n operasieteater. Daar is ekstrale, daar is sonar. Ja. Ons het 'n volledige apteek, daar's 'n laboratorium, daar's ons 2 ambulanse ook. Ja. So hier voor dan aan die linkerkant, dis 'n gimnasium. Dit is soos 'n gym, 'n gimnasium. Dis ook 'n sportsafronding. So hier sal hulle baie keer hier sien. Ek weet ongelukkig nie hoe lyk dit daar binne.